morning. Nou ja, as die jeugdige hier wil ek net sê dis 'n voorreg om die week so op jeugdag saam met julle te kan begin. Die jeugdige sê die een wat die naweek verjaar het. Lekker man. Wat Was dit het vir jou 'n ons heerlike vir jou jong verjaarsdag hier? Happy birthday to you. Hey, happy birthday to you. Happy birthday dear Elsa. Happy birthday to you. Het jy lekker dag gehad Saterdag? Ja, my 21ste was wonderlik geweest. Baie goed vir 21. Baie dankie. Baie dankie. Nee, dit was baie spesiaal geweest geluk. en ek het geskimp vir 'n peppermint crisp tert by my ma en sy het toe nou verras met een, so op die nippertjie. So en dankie vir al julle boodskappe en oproepe en al die kykers se boodskappe ook. Ek waardeer dit opreg en so baie en hierdie is baie Sy spesiaal. het geskimp vir 'n koek Sy het en sy het geskimp vir 'n 'n- verjaarsdag Dankie. koek gekry. Sal ons dit nou aansteek? Ons gaan Ja, definitief. ons gaan, Ja, beslis. Baie dankie. Ons baie lief vir jou Elsa, ons hoop jy het 'n wonderlike dag gehad. ja man. O jonge. Nou, julle kan sien dat Tuis nie hier is nie. Hy hou natuurlik nog lekker vakansie in Vietnam. Al te heerlik. Nou, Pieter, gister was Vadersdag. Is jy daar in bederf? Ek is heerlik bederf, baie dankie. Ek het nou nie breakfast in bed gekry. Ek dink my tieners is nou al oor daai en maar dit was net so klop op die skouer. Hey, happy Father's Day, pa. Gelukkige Vadersdag, maar dit was baie lekker. En ek dink is baie lekker om tyd op te kan spandeer saam met jou mense op so 'n spesiale dag. Al was ons 'n bietjie bedrywig, ek het mos nou uiteindelik weer my eie nessie kon skrob na al die Baie Amerikaanse wedervarings. So gisteraand was ek as 'n amptelike Vadersdag pappa onder my eie dak. In julle nuwe huis. So asseblief julle hou op vir Pieter vra of hy terug gaan Amerika Ja. toe. Hy gaan nie, hy's nou hier. My paspoort is toegesluit. Is toegesluit. Waar is ons nou, chom? Ons is hier, hier. Chom. Ons sorg daarom vir lekker bederf ook op hierdie heerlike maandagooggend. Arnold bring vir ons jou naweek se sporthoogtepunte. Ons bespreek hoe om suksesvolle kinders groot te maak met Dominee Skalk Strauss oor die boek Ewige Beginsels. Ons verken die wêreld van tegnologie met The Robotics League en sanger Lisa Nel gesels oor haar nuwe enkelsnit Moes, maar ek moenie. Ek voel so oor die afgelope Blou Bulle wedstryd. Moes Ai. gekyk, ek het gekyk, maar dalk moes ek nie, maar okay. Ons enige simpatie. Later daaroor saam met Annie. Nou ja, syne dat ons gister Vadersdag gevier het ek baie interessante en 'n gepaste storie om nou vanmôre met julle te deel. Honderde paas het verlede week Woensdag saam met hulle kinders in Londen en Edinburgh betoog vir langer en beter betaalde vaderskapsverlof. Die sogenaamde paasstaking is die eerste van sy soort in die wêreld met babas in draagsakke en plakate soos 2 weke is nie genoeg nie, het die groep gevra vir minstens 6 weke verlof teen 'n volle salaris. Iets wat volgens hulle gesinslewe, geslagsgelykheid en kinderontwikkeling sal bevorder. Nou ja, George Gabriel van die groep Dad Shift sê, ons vra nie tyd af nie, ons vra tyd aan om by ons gesinne te wees en verskeie paas en ma's vertel hoe nadelig die huidige stelsel is en hoe dit hulle gesinne onder druk plaas. Die VK het tans van die swakste vaderskapsverlof in Europa. Nou ja, dis vir my baie interessant. Ek dink dit is eintlik regtig 'n wonderlike idee dat paas langer paternity leave kry because it's about bonding with the child. It's not just the mother that's involved in raising that child, it's the dad as well. En dan is jou kind gebore en dan 10 dae later moet jy weer by die werk wees and things just go on as normal when you've had this huge life-changing experience with a new little human that needs you as much as they need the mother. Maar ek dink ook die ondersteuning, nee, Ja. wat so iets kan bied. Baie, veral vir die mammas. En is vir my lekker, dit beteken paas wil ook maar net meer betrokke wees. Ja. Veral by daai eerste paar weke by die huis. Dis almal so lekker. Ek onthou vir my ook met elke bondeltjie vreugde, jy weet. Maar ja, en die ma's kry swaar want ek meen julle dis hard en sielkundig dink ek is dit ook. Mense dink dadelik het 'n baba en ma is happy, maar daar's ook maar die blues en die dit en die dat. 100%. And those first couple of weeks, I definitely can speak out of experience where you just like in the house with the baby, feeding, burping, rocking to sleep, feeding, burping, rocking to sleep. And it can really play with your mind, especially if you've got the postpartum depression or baby blues or anything like that. So I'm fully in support of dads getting more. Go dads, go paternity leave. dads. Yes, go dads. Nou maar luister, so gepraat van kinders, het julle al ooit daai omsendbrief by die skool gekry wat vra dat julle die kinders se hare deeglik moet nagaan want daar is luise? Verskeie kere al, verskeie kere. Ek kan sê nee nog nie.
Ek sê nog nie, want dit gaan seker op 'n stadium kom. Ek dink dit is aan die orde van die dag, maar 'n ma het na 'n besoek aan Disney World besef dat personeel by die Bibbidi Bobbidi butiek haar dogtertjie se kop vir luise ondersoek het tydens 'n sogenaamde princess makeover. Nou in 'n TikTok video wat sy gedeel het, kam 'n werknemer geklee as 'n skone vee haar kind se hare sorgvuldig en die ma het eers heelwat later besef dat dit vir luiskontrole was. Sy sê ook hulle maak selfs luiskontrole magies. Kyk net gou hier. I'm gonna step in real quick to get her hair ready for the castle. Okay. And then I'll step out so you can get changed, okay? Let's see. Oh, you have Rapunzel hair. Do you sing to your hair like Rapunzel? That's how it goes along. Let's see, with Rapunzel hair like this, maybe we should do a bibbidi bobbidi beard. Can we do that? No, that's not a princess hairstyle. We could. Elsa freeze your hair all the way up to the top, like you're on a crazy ride. Should we do that? Should we give her a hair up to the top? No. What are you doing to me? Not that one either. So are you having lots of fun at Disney World? Yeah. You done any? Ek meen daai dogtertjie is salig onbewus van Ja. wat aan die gang is, maar die video het duisende reaksies op sosiale media ontlok met kommentaar soos beter dat hulle kyk as wat jy 'n nare verrassing kry en 'n slim en subtiele manier om dit te hanteer. Hoewel Disney nie amptelik bevestig het dat dit deel van die proses is nie, vermoed baie dat dit 'n diskrete en kindervriendelike veiligheidsmaatreël is. Wat dink julle daarvan? I think it's great because if you look at a place like Disneyland, there are so many kids there. Yep. En hulle vat aan mekaar en hulle speel met Yep. mekaar en daai lyse is regtig soos wat ek al Baie erg. gehoor het, dit is erg and there's just lots of processes you got to go through to get rid of them. So in any case to start the process with okay, if you've got lice, this is what you're going to do. You're not going to come into Disneyland possibly, maar dit gaan die versprei daarvan net heeltemal verminder. Sorry sussie, jy kan ongelukkig nie 'n prinsesie wees nie, maar ons kan jou 'n heks maak of 'n dragon. Kyk Pieter, die vraag is sou jy nou kon agterkom dat dit is wat besig is om te gebeur? Nee, glad nie. Ek dink dit is regtig baie subtiel gedoen. Ja. Jy weet, ek het al menigmale het ons gesukkel met luise wat maar obviously versprei in die skole. Ja. Goed. En dis 'n traumatiese ding want dan probeer jy hierdie in die hare sit of jy was Ja. die kind se hare met tomaties of ek weet nie wat nie. Ja, en as jy daai same. fyn kammetjie ding moet uithaal en goed. Dis ure se werke goed. Ag nee, dis baie traumaties. Hierdie is vir my baie oulik en Ja. ek sal 'n sterretjie gee vir die Disney Ek span. ook, want dit is ook moeilik vir hulle as hulle nou lyse het, want dan voel hulle verantwoordelik daarvoor en hulle voel asof hulle nou 'n bietjie geostracized word omdat hulle nou lyse in hulle hare het. En 'n It's laaste not great. gedagte is, ek meen, hoe gaan hulle as daai lyse versprei in Disneyland of Disney World dan gaan Exactly. besigheid moet toemaak. Ja. Maar nee. Julle lyk almal vir my baie mooi. Is jy seker? Luister, ek het sommer al my hare gaan afskeer. My hare is so gespuit, nee. Ek wil net sê hierdie girls gaan nou elkeen op 'n toontrap aan hierdie kant. Dankie Pieter, dit is altyd pret hier met jou langs Maar het ek jou ons. myne al gewys hoe? Waar is die kam? Waar is die kam? Onthou, julle kan vir ons op sosiale media volg by Goeiemôre Good Morning en al ons gesprekke is ook op ons YouTube kanaal. Bly ingeskakel want ons gesels net hierna verder op Goeiemôre Good Morning op hierdie heerlike jeugdag. Bly Happy net waar jy is. birthday, dear Els.
Goeiemôre, good morning vir die wat of verslaap het of bietjie later slaap omdat dit 'n vakansiedag het. Welkom as jy nou eers by ons aangesluit het. Ons sit nou ons oggendpraatjies voort en julle weet op hierdie program is ons baie lief vir 'n TikTok dansie. Dit help om die kykbeurte op te jaag, maar ons volgende storie het 'n dansie viral gegaan vir die verkeerde redes. The NSPCA rescued a starving dog after a viral dance video, and the video was put on X, and it shocked South Africans not because of the dancing, but due to the starving dog scene in the background. And the visibly malnourished dog, now named Bobby, sparked outrage online. Her ribs were protruding, and she appeared weak and neglected. Social media users demanded immediate action, and the NSPCA Special Projects Unit quickly intervened, locating and rescuing Bobby, and she had been eating plastic to survive and was infected with ticks and sores all over her body. She's now in NSPCA care, and Bobby is showing affection and she's slowly recovering. And when she's healthy, she'll be sterilized and rehomed. So the owner of the dog has been charged, and the NSPCA is going to charge her under the Animal Protection Act. And she also mocked the NSPCA online before the dog was rescued. So we're obviously not going to show you the video because it's not necessary, and you've seen the visuals now of the starving dog. But it was so like when I saw the video and I saw it, and I was so shocked that someone could treat an animal this way. Dit is vir my net Ek kan dit een glad te nie ver. hanteer nie. Het sy die dansie gedoen as prins met Bobby? Nee, dit was een of ander liedjie wat nou that you know those trends that go viral, like a specific song or whatever, and then you dance to the song. En Bobby was nou net in die agtergrond gewees, which obviously is where Bobby normally is, because they're not being fed, they're not being anything. It's just a little accessory for you not to take care of this thing. En dit is die feit dat sy online gegaan het en gesê die NSPCA kan vir niks maak nie blykbaar, en just wasn't really concerned is shocking. En arrogant. Ja. To own a pet comes with certain responsibilities. Yes, absolutely. I mean, look at you now. We say the whole time, Pieter gaan nou hier bly, ons gaan nie meer Amerika praat nie, maar ons kan dit eintlik na jou toe terugbring. Ja. Julle diere het saam met julle gegaan. Al die pad saam gegaan, saam teruggekom terwyl hy ou daar was, hoe mooi na hulle gekyk het, ondanks al die voorwaardes en die dinge wat hulle moet hê. Maar ek sê ook, as 'n ou hond wil hê, maak nie saak in watter omstandighede jy is nie, jy ken jou omstandighede, sê jy weet mos nou, gaan jy troeteldier nodig hê of kan na kyk, never mind net bekostig nie, troeteldiere is mos soos kinders. Ja. in die En dit huis. is 'n groot verantwoordelikheid, en ek dink nie mense neem dit ernstig genoeg op nie. En dit voel ook vir my asof mense na aanleiding van hierdie sosiale media platforms regtig ook net dink hulle kan wegkom met enige alles. iets. Ja. Ek meen, om so oop en bloot, jy weet, daai video te gaan plaas, sien jy nie wat besig is om te gebeur nie, of is jy net in ontkenning? Or it's just how you have not taken care of this dog, and you just think, oh, this Yeah. dog's going to look like this. It's not a problem. So do you think, you were speaking about actually the fact that people are not afraid enough of the consequences of mistreating animals. Do you think that in South Africa the laws are not strong enough to actually make people less kind of able to treat their animals this way? Because you know what's the police going to do? What's the South African government going to do to me? Ek dink daar's streng wetgewing, maar ek dink dit kan strenger wees. Ek dink net daar is soveel ander kwessies wat baie aandag kry, en ek dink dit is nie die prioriteit wat dit behoort te wees nie. Maar ek sê dit nou want ek is 'n groot diereliefhebber, julle ook. So dit is, ek dink daar kan nog strenger maatreëls wees, en ek dink ja, mense moet net besef, miskien moet daar 'n voorbeeld gemaak word sodat mense kan Ja. agterkom. Dit is ook net weer 'n kwessie van, hulle gaan die hond vat, hulle gaan 'n bietjie oor die vingers tik, Ja. en there we go, dan vat ek die volgende hondjie of katjie of whatever die Precies. geval is. Presies. Niks te ernstig daaroor nie, maar ja, dis vir my baie hartseer. Nou kry baie rondloper honde en goeters ook, nê. Jy doen. En ek dink die NSPCA se hande is regtig afgekap aan mannekrag, al daai tipe van Ja. dinge, want hulle kry die honde, dit moet gesteriliseer word. Dis alles kostes wat van waar af al moet kom, en ek meen hoeveel keer het ek nie ook al optredes gedoen ten bate van 'n NSPCA of dit of Ja. dat nie, want die ouens se vingers is afgekap. Dis baie erg. Prioriteite. Ja, maar ons het al met dierereddingsorganisasies gepraat op hierdie program, en hulle vertel
hoe moeilik dit eintlik is Ja. om vir hulle om aan die lewe te bly en Presies. vir hulle om hierdie diere op te pas, want dit kos En om te geld. kan ingryp dink ek ook. Ja, presies. Dit is maar 'n moeilike ding, maar ek dink mense moet besef, as jy 'n dier het, moet daai dier opgepas word, want daar sal gevolge wees as hierdie dier nie opgepas word nie. Nee, verseker. And not everyone should be a pet owner, just like how not everyone should be a parent. Net so, daar I feel, that's how I daar feel. slaat I jy die said it with my hamer chest. die spyker op sy kop en as Tuisie so was, ons 10 teen een of ander DJ knoppie gekry het. Of so iets. Want ek weet hulle is net so lief vir diere, nee. Ja, Ja. baie. En ek dink dit ontstel 'n mens net altyd as jy sien hoe diere mishandel word Ja. of kinders mishandel word, maar ja, ons moet dit lig hou vandag. Dis jeugdag. Maar jy praat nou oor hoe Tuis lief is vir diere. Ek het altyd gedink Tuis is 'n hondmens, maar hy is eintlik soos jy, Elsa. Hy is 'n groot katmens. Katmens. Ek wil ook sê ek is lief vir enige dier. Ek het Ja. ook al 'n hondjie gehad, maar ja, die katte hulle is maar baie oulik. Ja, nie duif nie. Ja, nee, ek Net die voëls of vlermuise nie. Wat Nee, maak kyk, ek nou met die begaai. duiwehok en die 3 of 4 troetelduwe wat ek nou vir jou wou gegee Vir het? verjaarsdag Jy geskenk. kan nie verjaarsdag persent teruggee nie. Ek voel ek het ongelukkig nie plek daar by my. My ou nie. duif. Nou hierdie praatjies sal natuurlik later beskikbaar wees op ons YouTube kanaal. Nou vandag is natuurlik jeugdag, so ter viering daarvan gesels ek net hierna met die junior burgemeester van Pretoria. Jy wil dit nie mis nie, bly ingeskakel terwyl jy 'n koppie koffie saam met ons geniet. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business. As ek vir Appel in een woord kan opsom, legend. Hy's talentvol. Hy's lief vir diere. Alle diere. Hy is 'n jagter. Hy ry altyd die coolste bakkies. En by sy shows ek sou wat wou gee om in sy skoene te staan. Hier sal jy boer. AC/DC Express. Everything electrical. We're gonna be alright. Let's go higher. Lift me higher. Lift me higher. We're gonna be alright. Lift me higher. Let's go higher. Let's go higher. We're gonna be alright. Ons vier vandag jeugdag en het dit daarom goed gedink om die junior burgemeester van Pretoria, Amorey Knoetse, vir 'n koppie koffie te nooi om uit te vind wat die jeug optimisties maak oor die toekoms van die land. Baie welkom, ek is sommer op my senuwees. Baie dankie mevrou, dis 'n groot eer en 'n voorreg om hier so te wees. Dis lekker om jou hier te hê. Ek wil met die deur in die huis val en vir jou vra, is dit nog vir jou lekker om 'n jong Suid-Afrikaanse burger te wees so op jeugdag? Ja, nee, dit is beslis vir my verskriklik lekker. Ek dink dit is 'n baie groot eer om deel te wees van 'n land wat so ryk is aan kultuur en diversiteit. En ek dink ons sien elke dag oral hoe die jeug van vandag hulle potensiaal en hulle energie en kreatiwiteit gebruik om op verskillende maniere by te dra tot ons land en 'n verskil te maak. So ek dink dis 100% baie lekker om nog 'n jeugdige te wees in ons land, ja. En is wonderlik om te hoor dat jy so optimisties is ook, maar kom ons fokus net gou 'n bietjie op jou agtergrond. Want jy is tans in matriek by die Afrikaanse Hoërmeisieskool in Pretoria, Ja. ook hoofmeisie. Ja. En ek bedoel,
elke keer as ek met een van die leerlinge daar gesels, dan ek wil dit nou nie te hardop sê nie, maar dan is ek nogal spyt, ek was self in daai skool. Nie is 'n goeie skool. Dankie mevrou. Maar tot watter mate het jou skool jou in hierdie rol geondersteun wanneer 'n mens kyk na wanneer dit begin het en ja, tot nou toe? Ek dink dit is tog my skool wat my die geleentheid gegee het om deel te wees van die stadsraad en dan om nou self burgemeester te word. En ja, dit is my ook 'n baie groot eer om in 'n skool te wees wat so trots is op hulle tradisies en wat so fokus op elke leerling dat hulle vir hulle geleenthede kan gee om betrokke te raak by allerlei verskillende goeders soos die stadsraad. En ek dink die grootste manier hoe hulle my geondersteun het met my hele reis hierdie afgelope 2 jaar is om bankvas agter my te staan met elke liewe projek wat ek aanpak of elke inisiatief wat ek het. En om ook my te help met bemarking, want dis 'n baie groot ding by die stadsraad om te bemark, want is al hoe ons kan uitreik na ander mense toe. En ek dink dat dit my baie gehelp daarmee, ja. Goed, nou sê nou eers vir my, wat behels dit om die junior burgemeester te wees en wat beteken dit vir jou om in hierdie rol te dien? Ek dink dis nogal 'n baie groot posisie, is 'n groot verantwoordelikheid. Maar dit is ook iets wat my opgewonde gemaak het toe ek eers daarvan gehoor het en toe ek het gesien uit die burgemeester voor my. Want dit is maar met elke posisie so, jy sien nie altyd die harde werk agter die skerms nie. Jy sien net die groot titel en die glans en dinge soos hierdie om te gaan praat op TV en so. Maar dit is eintlik 'n baie groot verantwoordelikheid en ek dink die grootste, wel dit het vir my 'n geleentheid gebied om die stem te wees van die jeug, maar ook om half die skakel te wees of die brugbouer te wees tussen die jeug en die groot besluitnemers van ons stad wat eintlik bietjie mens laat skrik, maar dit is eintlik 'n baie groot verantwoordelikheid en ek dink op 'n persoonlike vlak het dit my ook die geleentheid gegee om op my eie maniere verskil te probeer maak in ons land en om hoop te bring vir die mense wat dalk hoop begin verloor in ons land en veral die jeug, want ons is tog die toekoms. So ek het dit gesien as 'n geleentheid vir my om vir die jeug hoop te gee vir ons land, sodat ons dit net na hoër hoogtes kan dryf en net ons land kan bevorder soveel as wat ons kan. So ek neem aan jy was 'n spreekbuis, is 'n spreekbuis en dan deel van baie belangrike besprekings en samesprekings ook. Ja, ons is nie eintlik so veel in kontak met die groot stadsraad nie. Hulle probeer uitreik na ons toe, die burgemeester, maar ons is nie, hulle probeer eintlik half ons hou van erge politieke allerlei goedjies wat aangaan. So ons is maar eintlik net meestal gefokus op die jeug, om die jeug te bemagtig en dan so hopelik ons land ook te bemagtig. Wat dink jy is sommige van die grootste kwessies waaroor die jeug van vandag bekommerd is? Ek dink as 'n matriekleerling, dink ek dit is die vraag wat op almal se lippe lê wanneer jy veral met 'n hoërskoolleerder praat, is toekomsplanne. Ja. So ek dink baie leerders en baie mense van die jeug is vandag onseker oor hulle toekoms, veral in Suid-Afrika, want hulle weet nie hoe hulle toekoms lyk nie en of hulle toekoms het nie. En ek dink saam met dit is dit ook geestesgesondheid. Juist omdat hulle nie seker is oor hulle toekoms nie, voel hulle alleen of hulle voel hulle het nie ondersteuning nie. En ek dink dit is wat vir my die stadsraad ook so besonder maak, is dat ons uitreik na die jeug toe. Om vir hulle te wys ons is daar vir hulle en daar is ondersteuning en dat ons half 'n baken van hoop is. Dat hulle na ons toe kan kom en deel kan vorm van ons en half kan voel dat hulle deel is van iets wat hulle dan later kan help om 'n beter toekoms te hê. En ja, ek dink ook eintlik ons moenie net vaskyk in al die slegte goed van ons land nie, maar ons moet mense hê wat ons kan herinner daaraan dat daar wel hoop is. Ja. Sê gou vir my, ek wil nou weer so 'n bietjie persoonlik raak, maar dis duidelik dat jy 'n uitblinker is. Wat is jou toekomsplanne en wat wil jy gaan studeer? Ek wil graag by Stellenbosch die universiteit gaan studeer en ek wil BCom regte swat. My pa het dit geswat, hy's 'n advokaat, maar ek wil nie noodwendig 'n advokaat word nie. Ek wil eerder korporatief gaan. Met dit, maar ja, ek sien baie uit om by Stellenbosch te gaan swat. My boetie het ook daar geswat. So ek het bietjie behind the scenes gesien van alles wat daar by die universiteit aangaan. Dit klink alles baie opwindend. Ja. Nou, wat gee vir jou hoop wanneer jy dink aan die toekoms van hierdie land? Ek dink wat vir my 100% hoop gee is om te kyk hoe die jeug van vandag alreeds 'n groot verskil maak in ons land. Soos al hierdie jong mense, 16-jariges wat alreeds besighede begin of motiveringssprekers word, of platforms vir hulle self skep op sosiale media om die res van die jeug half raad te gee of hulle 'n platform te gee waar hulle kan praat oor hulle bekommernisse en dan mekaar so te ondersteun. Ek dink as mens daarna kyk, kan dit vir enigiemand hoop gee vir ons land, want die jeug, almal sê ons is maar die leiers van die toekoms of ons is maar die toekoms. So ek dink om te kyk na hoe ons alreeds vandag al ons kreatiwiteit en energie gebruik om hierdie nuwe platforms te skep en
besigheids inisiatiewe te neem, dink ek mense kan net hoopvol wees deur na hulle te kyk en dit is wat my hoop van maak om te weet dat mense van my ouderdom of selfs jonger al hierdie goeders kan doen. So dit beteken ek sal dit ook kan doen en ek hoop dat ons dit wat die stadsraad doen ook die res van die jeug so laat voel. En ek dink dis wonderlik dat skole ook jong mense tot so 'n mate ondersteun, jy Ja, weet, en daai 100%. geleenthede ook bied vir hulle toekoms. En ek is seker daarvan jou ouers ook, so in die proses, seker jou grootste ondersteuners. Ja, Ek weet en jou ek- ma is vanoggend ook hier. Ja, ek dink hulle vat ook die meeste houe. My ma sê altyd dat stadsraad 'n vak op sy eie is, my 8ste vak. So ek dink maar ek dink ook ek dink dit is lekker vir my ouers om my te ondersteun met dit en ek dink hulle leer ook baie daaruit. Ek dink die stadsraad is definitief iets waarby mens net kan baat. Een van ons mees loyale kykers wou weet of jy 'n oplossing het vir die water en die kragkrisis in Pretoria, maar ek het gedink ek wil eerder vir jou vra of jy 'n oplossing het vir die spel van die bulle oor die naweek want Loftus val mos nou onder Pretoria. Maar ek sal dit nie aan jou doen nie. Ons laat dit daar, die tyd het ons ingehaal. Dankie dat jy vroeg opgestaan het om hier by ons te kom kuier en ons hou jou blink toekoms met groot belangstelling dop. Baie dankie mevrou. Nou ja, ek weet nie van jou nie, maar dit maak my positief oor ons toekoms van die land. En op daai inspirerende noot, bly ingeskakel, want net hierna gesels ons oor die afgelope naweek se sportgebeure. Jy kan ook ingeskakel bly want later fokus ons op robotika en die sanger Lisa Nel kom deel nuwe musiek. Jy's by Goeiemôre Good Morning. Ons is net hierna weer terug. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis Wi-Fi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en reis slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad. Om 'n voertuig te finansier kom met baie voorwaardes, maar Refinance 'n Car bied motorfinansiering met voordele. Het jy vasgeteken op 'n hoë rentekoers? Wil jy die terme van jou lening herstruktureer? Wil jy geld teen die boekwaarde van jou voertuig leen? Of kort jy finansiering op die koop van 'n privaat voertuig? Refinance 'n Car het 'n oplossing vir jou. Refinance 'n Car, motorfinansiering met voordele. Relax. Unwind. Murphy's Law is real. Whatever can go wrong usually does. Surprise! Mom and Dad! Oh, come on! Don't give Murphy the satisfaction. Make sure you have Dodge's extended warranty in place. Starting from R9 a day, you can get Dodge's extended car warranty that covers up to 400,000 Rand in parts. So if a part breaks or fails, we'll cover the cost of replacing it. It's that simple. Visit dodge.co.za, quote online in under 3 minutes. Die ideale man is baie soos die perfekte stoel. Sterk, betroubaar, hard waar hy moet wees en sag op al die regte plekke. Inkanda vervaardig kwaliteit handgemaakte meubels plaaslik. Stylvol, modern en trots Suid-Afrikaans. Kom tuis met Inkanda. Welkom terug by Goeiemôre Good Morning. Dit is nou tyd vir jou sport saam met ons goeie vriend Arnold Geerts. Arnold, hoe lyk die dinge? Hoe was Vadersdag gister? Wonderlik. Ek dra my Vadersdag geskenk vanoggend op. Is dit nie oulik nie? En hulle het geweet presies 100% reg. Ag, brilliant. Hulle ken my baie goed. Ek is so bly om dit te hoor. Julle sinne? Ja, lekker rustig. Mooi. Lekker Baie nice geniet. gegaan. Ja, ek het tasse moes uitpak Jy's en in die nuwe ronddra. huis. So. Ja, daar sy. Fantasties gewees. Vanoggend eerste ding so 2 uur ons tyd, JJ Spon het 'n baie nat en 'n brutale Oudtshoorn oorkom, maar hier's die interessante ding. 17de puitjie, Pieter, is 290 meter lank. Dis 'n syfer 3. Ja. Hy moes 'n drywer slaan en 'n 2 gemaak daar. Ja, hy moes drywer slaan daar en 'n 2 gemaak en toe op die 18de van 65 voet af het hy getweeset en dit is toe nou dit. Hy het uiteindelik gewen met 2 houe, maar
om die Amerikaanse Ope op daai golfbaan op Oakmont te wen is iets baie spesiaal. So hy was 2 oor 72 vir sy laaste ronde en 1 onder, die enigste speler wat onder syfer klaar gemaak het. Hy was 2 voor Robert McIntyre van Skotland. Al 2 Suid-Afrikaners het 'n kans gehad in die laaste ronde. Ongelukkige Tristan Lawrence so effens uit die bus uitgeval en Christian Bezuidenhout, hulle was gesamentlik 12de op 6 oor syfer nadat hulle onderskeidelik 72 en 75 Wel as jy ou dink aan die baan en jy dink aan die weeromstandighede is 12de overall nie te bad. Nee, glad nie onaanvaarbaar nie. Dis net as jou kanse kom met jy hulle vat. In daai geleenthede moet jy die kanse reg identifiseer. En dis nie altyd maklik op die Amerikaanse Ope baan nie. Jy het selfs verlede week gesê daai baan is ontsettend moeilik om te speel en al die tipe goed en uitdagings wat hulle in die gesig staar. So well done. Ek het nog nooit van 'n JJ Spawn in my lewe Was hy 'n underdog? Was hy enigstens Ja, kyk, hy het die afgelope paar weke werklik waar goed gespeel en in die spelerskampioenskap het hy en Rory McIlroy uitgespeel. So and yeah, he's been there or thereabouts. Yes. But he's a solid player Ja. and this obviously is going to elevate him. Die ander ding wat interessant is, net vlugtig, is die spelers is so gereeld onder syfer. Inskiet 66, 65 en ewe skielik is jy oor syfer en dit bring 'n ander tipe van druk en dit het ook iets aan jy uit te waai. So. Dan 6 van ons grootnaam bokke is beseer. Ongelukkig wêreldspeler van die jaar. Pieter Stef de Tooy is vrygestel uit die bokgroep. Hy is ongelukkig effens seer, het 'n SA rugby verklaring gister gesê. En dis die 32-jarige flankenslot wat vir Toyota Verblitz speel in Japan is een van hulle. Dis wat ongelukkig wat hulle gaan uitmis. Van 28 Junie tot 19 Julie teen die Barbarians Italië wat ons teen 2 keer speel en dan Georgia wat ons ook teen sal speel. Sitte Gerard Steenekamp en Tutu Mkunu, agste Mariano Augustus en Cameron Hanekom en dan die Center Lucanio Am is ook weens beserings losgelaat. Het hulle vir ons gesê wat is fout met Pieter Stef? Ek weet nie op hierdie stadium toe ek dink toe ek laas gehoor het was dit 'n bobeen besering. Wat ons rede tot kommer. Ja, maar op hierdie stadium in hierdie 4 toetse ons sal raak wees. Ek dink ook daar is oor die 54 spelers wat gekies is vir die kamp, nê. So ek dink die kombinasies waarvan jy ook verlede week gepraat het en die opsies wat Rassie het, gaan eintlik ons goed cover. Touch wood, like I hope that it's going to go that way, but ja, en die span dit nie ook nou met die afgelope wêreldbeker wat die rugby betref al bewys nie. Jy weet dat daar so lekker diepte is Presies. en ander ouens is wat hulle kan gebruik so. En ons weet dit. En dis hoekom dit lekker is om hierdie ouens te sê, boys gaan word beter, gaan word gesond. Ons sê gebruik maar aan die ander kant ook hartseer vir hulle want ek meen dis nie aldag wat jy die geleentheid kry om teen hierdie spanne uit te dra. En Augustus is juis een van die ouetjies wat splinternuut is in die groep en nou gaan hy nie kan speel. Maar kom ons. En dan Pieter, miskien wil jy nou kamer verlaat. Die eerste reus Leinster het nou uiteindelik al 4 jaar lange droogte in die Vodacom Verenigde Rugby Kampioenskap gebreek om Saterdag 'n eensydige eindstryd teen die Vodacom Bulle op Croke Park te wen. En dis eintlik 'n telling wat die Bulle vlei, want Leinster het van die begin tot die einde genomineer, maar wat vir my die ergste was is daai eerste skrim. Toe die Bulle sak en toe hulle agteruit gaan. Toe weet ek. Nee, dis verby. Ongelukkig. Ek weet nie van julle nie, maar ek was net so gerattel. Ek kon nie glo nie. Ek dink in die eerste 10 minute ek gedink. Wat gaan aan? Maar Leinster het dit verdien. Hulle het hulle huiswerk baie goed gedoen. Die Bulle het hulle beste probeer, maar dit was net nie hulle dag nie. Maar dit is soms hoe dit is, nê. Jy kan nie alles wen nie. En die feit dat hulle by daai finaal uitgekom het is reeds a testimony to how well the Vodacom Bulls have played this season. Okay. So well done to them. They didn't win, but every day is not your day. So baie lekkerder geweest as anders te onwaar. I will. Let him come here. I'll tell him it's okay, Jakey. So baie lekkerder geweest het anders te om, maar nou ja, moet ongelukkige verloorspan ook wees. En dan laastens, een van die beste dae van my lewe. Een van die beste dae van my lewe. So luister net gou hierso. 9722 dae en nou uiteindelik is die wag verby. Die Proteas IKR Wêreldtoetskampioenskap op Lords teen Australië het 27 lang jare gevat om uiteindelik al die hartseer so weg te flash. Wys, waar is jy met jou knoppie? Ja. Ek wil julle hierdie prentjies wys. So stel jou nou voor, Vrydag Aiden Makram en Themba Bavuma het bymekaar gekom. Ons het nodig om 282 te maak om te wen en ons verloor 'n vroeë paadjie en toe uiteindelik op 102 aan die einde van die dag se spel is dit wat waarmee ons klaar gemaak het. Aiden op 102. En dit was hierdie is bloot net wonderlike prentjies. Want soos Aiden so toe nou afstap en opstap deur die longroom en gaan rus.
hy sy kop so vasgehou en dit was net bloot fantasties om te sien. En so wonderlik. wat my aanbetref, jy kan nie sulke oomblikke enigsins op 'n ander manier sien nie. Dit was in baie opsigte was die wen deur die span nie net vir hierdie generasie nie, maar vir al die generasies wat van tevore. Ek dink terug aan 93 toe daai tellbord in Australië gesê het 22 of 2 balls. Ja. Ek dink terug aan Lance Klusener en Alan Donald wat roep en dis nie daar nie en dit gebeur nie. En ek dink terug aan Herschel Gibbs wat die bal het val het opgegooi het. Al daai oomblikke donker hulle se span wat die verkeerde somme gemaak het. Ja. Dis net bloot skrikwekkend. En nou uiteindelik dis alles verby. Ek hoop dit is nou presies wat hulle nodig gehad het ook vir die pad vorentoe. Ja. En die wonderlike ding is as dit ware, as jy geluister het na elkeen van die houe en die paadjies wat geval het, wat goed was vir die Proteas. Dit was oorweldigend Suid-Afrikaners op Lords. Dit was soos 'n tuiswedstryd wat aanbetref. En daarvoor kan mens nie vir die Suid-Afrikaners genoeg dankie sê nie. Hulle het daai ding gedra tot 'n groot mate toe. Ek is net so bly dat ons nou iets het wat ons kan sê ons het daai trofee gewen. Ek het gister op Instagram gesien die foto van Themba Bavuma en sy klein seentjie en ek was net gone. Dit was net so, imagine that you are the captain that carried this team this far to achieve these great heights. Ros, you know they call it a mace. You get that? Yes. I want to know. Wys my jou mace. Yes, please. Yes, please. Baie dankie Arnold. Dit is nou jou sport vir nou. Net hierna gaan ons bietjie meer leer oor die Robotics League. Bly ingeskakel net waar jy is. Ons is nou terug.
The Robotics League is an exciting after-school program where young innovators learn to build and code robots, igniting a passion for STEM. And today we've got the privilege of speaking to the visionaries driving this program, Martin Nel and Bradley Bielefeld. Welcome. Goeiemôre, good morning. Goeiemôre, gaan dit goed? Baie goed, dankie. Is lekker om julle hier te hê. Dankie om ons hier te hê. Bradley, what is the Robotics League and where did it get started? So Robotics League is a company that was started by myself, Martin, and his wife. And it was started with the vision of being able to provide the best possible coding and robotics education that we could to children around South Africa. En die ouderdomsgroepe van kinders wat kan deel aan hierdie program? So die program begin van 5-jarige ouderdom, al die pad tot hoërskool toe, waar ons met die kleintjies offscreen coding doen. So hulle kom nie saam met so enige interaksie met rekenaars nie, hulle kodeer hulle self en dan bou ons dit so op na hoërskole toe. Wow, I've got 2 kids and this sounds like something that they would both love. What are the age groups that you target with the Robotics League? Well, as Martin said, we can do children anywhere from 5 years old right up to high school. We developed what we call an unplugged program. So for the young children in primary schools and in nursery schools, we can do a coding program with them where they don't have to be in front of a screen, in front of a tablet. We teach them the fundamentals of it, the basics, and then we take them right up until high school. Hoekom is vir julle belangrik om kinders op so jong ouderdom ook te kry, jy weet, om al hierdie vaardighede te leer en hulle opgewonde te kry oor robotika en coding of kodering? Ja, ek sê altyd vir ouers, jou kind hoef nie noodwendig in ingenieurswese of in programmering in te gaan nie, maar die skills wat ons leer met robotics, die probleemoplossing, die computational thinking skills, die skills hoe om saam te werk, gaan hulle vir die res van hulle lewe gebruik in enige vakgebied. En dit is wat hierdie vakgebied so interessant maak, want dit raak aan alles. Kan jy sien hoe opgewonde is hulle? Ja, hy skitter. Dis omdat julle saam met ons kuier hier. Absolutely. Well, I see you brought a few things with you for us. Yeah. What am I looking at here? So these are actually 2 projects that 2 of the children that I do classes with have built. So this is a drone and that's a little crab. If you mind, can I give you a little demonstration here? So what I asked them with this one is to build something that it's an ultrasonic sensor under here, which can measure distance. So I said, I want you to build something that uses that effectively. So they will press the button, the little thing will go on, but then the idea is when it lands, the ultrasonic sensor picks up the table and it will automatically turn off. And that was a 10-year-old child who built and coded that. 10 jaar oud. 10 jaar oud. Ag, gendig. Hierdie is 'n oulike nommer. En die klein krappie, sien dit lyk soos 'n krappie. Ons het vir die kinders gesê, no wheels Friday, so hulle moet ietsie laat beweeg, maar hulle mag nie wiele gebruik nie. Watter knoppie druk ons? Druk jy die knoppie dan, en dan begin daai krappie vlieg hier na Elsa toe aan die ander kant van die studio, soos 'n duifie. Kyk, daar loop hy sonder wiele. Wow! This is very, very cool. Hey. En hoe oud was die kind wat hierdie enetjie gebou het? Hy was graad 3, so 7-8 jaar oud. Ja, that's amazing. What, you know, when you look at what these young kids are capable of doing with the technology and the skills that they've learned from the Robotics League, is it just mind-blowing to you guys? Or are you just kind of like, oh yeah, we taught them, of course they could have. No, they really do. They surprise you every single day. The creativity, at such a young age, as Martin said, everything must be fun, everything must be enjoyable. And when kids are given the opportunity to show what they can do without restrictions, you land up with things like this. En is dit iets wat hulle, as hulle nou hierdie gebou, dan wil hulle net groter en beter doen? O ja, altyd. Hulle op die fondasie wat ons hulle leer, soos byvoorbeeld die sensor, dan bou hulle om daai sensor om goeders te skep uit hulle gedagtes uit. En dan programmeer hulle dit om te doen wat hulle wil hê dit moet doen. So dit is nie net bou nie, maar die programmering ook daarvan. So learning coding is almost like learning a different language, right? So obviously, the younger you can start, the better. Absolutely. It's computational thinking is being able to take how a computer thinks, how a computer behaves, and being able to turn a
person's thoughts into how a computer will interpret that. So yes, we build them up from the young age. The software that we use takes them from pictures and symbols onto using word blocks, and eventually takes you through to Python. But if you speak to a program or a coder, it's the actual thinking that's the tricky part. Learning the actual typing and the language not so difficult. So that's why we take them from such a young age, understanding the process, and it makes it a lot easier. Ek kan net imagine as ek op so jong ouderdom kon leer, want om my nou agter 'n rekenaar in te sit en te probeer leer van 'n taal en goed. As 'n volwassene dink jy klaar heeltemal anderste. Hulle dink op enigiets is moontlik. Ja. En om dit moontlik te maak, ek is in beheer, ek kan dit moontlik maak. Presies so, ja. Wow. I remember as a kid, I used to watch this show called Robot Wars. You guys are somehow, you remember when they used to just battle each other? You guys are also kind of involved in something called Robot Wars, or is it similar? Of is dit rooibootjie? So Robot Wars was actually one of the first things that I kind of came up with when I landed up with this Lego set in front. And we also do things like children's birthdays, etc. And I looked at this and I thought to Robot Wars, and I thought, if I can build this and code it, I'm sure I can get this right. And yeah, it's the children absolutely love it. They get to build their own robots with little swinging battle arms and all kinds of stuff. And with the sensors and all the amazing things that come with this, when the robots get tipped over, they deactivate, turn off, etc. So yeah, we kind of developed our own little thing for some of the class lessons, kids parties, etc. that we do. That's amazing. If you build it, they will come. If you build it, they will come. Maar dit is 'n baie interessante mat of 'n ding wat julle ook hier voor neergelê het. Wat is dit? So, ja, dit is, ons neem deel aan die WRO, dit staan vir die World Robotics Olympiad. Dis 'n wêreldwye kompetisie waar die skills wat hulle leer, moet hulle prakties gaan wys op die mat. So dit is, hulle moet hulle eie kar ontwerp, hulle het 'n paar maande om dit te doen, maar op die dag moet hulle al die kodering self doen. En dan vir elke taakie wat hulle verrig op die mat, kry hulle punte, en dan gaan hulle, dan wen hulle die kompetisie of doen goed in die kompetisie. So dit is nou eintlik in Augustus, is die Gauteng kompetisies. As jy onder die top 18 in Gauteng kom, dan gaan jy Suid-Afrika toe. En dan het hulle 'n afdeling wat die Rubber Missions genoem word, en jy kan oor see Suid-Afrika gaan verteenwoordig met dieselfde kompetisies. Wow. Can you explain to us what's happening on the mat? Absolutely. Ja. Kom ons gaan kyk. Kan ons bietjie gaan loer? Ja. Ek wil nou begin speel en bou. Ek weet nie van die coding nie, maar ja. So hierdie jaar se tema is Mars. Die robot moet begin en jy moet klomp verskillende sensors gebruik om jou robot mee te begin. Soos Bradley gaan nou die ultrasonic sensor gebruik om die robot mee te begin. Hy het 'n kleursensor onder wat die lyn gaan volg, en dan moet al hierdie elemente op 'n sekere plekkie gaan op die mat om punte te kry. So Bradley het nou gesê hy gaan nou die klein LG tank gou vir ons daartoe vat, en dan gaan hy die excavators beweeg met sy met die klein karretjie. Jy reg, Bradley? Ek is reg. Daar sê. Dink net hoe lank gaan dit jou vat om hierdie, en kyk net, daar gaan hy. Dit voel vir my, hierdie kan NASA toe gaan, en ons wil hierdie monster hê, en jy moet hom vir ons saambring. Wow. En dit is alles stap vir stap wat die kinders dit moet uitwerk en programmeer om die hele ding. En julle beheer hom nie, hy doen alles nou self. Hy doen alles self. So dit sal instruksies wees wat 'n kind van 'n laptop af vir die karretjie gegee het, en die karretjie voer daai instruksies uit. Do you know what my best thing is that it's Mars based, and the mat looks like the red planet. I get it. I love it. It's amazing. Yeah, the WRO does an amazing job with amazing themes like this. Last year was sustainable farming. So they really do an amazing job with creating brilliant themes, brilliant layouts for these kinds of competitions. Is it quite competitive? Like, do the kids get quite like? Oh yes. Yeah, the competition is big. There's a couple of hundred teams there, so it gets competitive. But if you build a base with the children, and a good base to work from, and they know what they are doing, they're just having fun. And when they have fun, they learn the most and can perform. And that's what we believe. Our lessons is all about fun, and that's when kids learn the best.
Wow. En is dit by skole of net by uitgesoekte skole? Hoe werk dit? Wie kan betrokke wees in dit? So ons is 'n maatskappy wat skole gaan help met die CAPS curriculum en dan het ons ook die clubs na skole wat ons die kinders met die Lego Education sets vat om aan die kompetisies te gaan deelneem. So ons kan by enige skool clubs enige plek gaan werk en hulle help inval. Ja. En is dit 'n kwessie van honderde ouetjies wat begin byvoorbeeld en dan begin hulle uitval omdat dit maar redelike ding is wat jy ook gaan besig hou of die ouetjies wat begin, 5 van hulle begin en 5 hou aan? Ons het nogal 'n goeie ding. Die kinders wat begin hou aan om dit te doen. Omdat die kompetisies wat ons doen, die WRO verander dit elke jaar. So dit is van die kode bly dieselfde, maar die challenges wat jy moet doen, die probleme wat jy moet oplos, verander elke liewe jaar. Soos die karretjie wat Brad nou daar gebou het, gaan volgende jaar heeltemal anders te lyk, want dit is heeltemal 'n anderse ding. En dit hou die kinders aan terugkom en dan bou hulle aan daai volgende stappies soos wat hulle ouer word. Roz, and I must say, I think these two guys stay kids at heart. 100%. Can you see the excitement? But for you guys as the Robotics League, what is it like to see kids develop from that first time that they come to then being able to compete at something like the World Robotics Olympiad? Yeah, it's wonderful. You know, as you said, that my dad saw me the one day preparing something like this. He said, I wish I could go back to 10-year-old Brad and say, don't worry, one day you're going to get to play with Lego and that's going to be your job. But yeah, you get to see the children's eyes light up when they start to learn the basics. But then you also get to see them a few years later when you're in a competition like this and they really start to shine. Yeah, we'll put all of your details up on our social media. Baie dankie vir die kuier julle. Moenie weggaan nie. Net hierna gesels ons met Dominee Strauss oor hoe om suksesvolle kinders groot te maak. Maar vir eers gaan ek 'n bietjie speel. Ek weet nie, is dit nou suksesvol of onsuksesvol? How did you get the crap Dit to was work? lekker. When it comes to scooters, mobilities, hoverboards, and kids' electrical ride-on cars, I proudly endorse iGlide, a company which is truly on top of their game. With a vast array of quality products, a fully equipped repair center, warranty and after-sales service guaranteed, iGlide is the #1 choice. Contact them today at iglide.co.za. Vir meer as 22 jaar is jou finansiële vryheid Finbond Groep Beperk se prioriteit. Ons waarborg jou kapitaal en 'n beter rentekoers al is die eksterne omgewing stormagtig. Deur jou kuponkoers oor 5 jaar te kapitaliseer, kan jy kyk hoe jou gemiddelde jaarlikse rentekoers uit sy nate bars. Voel weer goed oor jou finansiële gesondheid met Finbond Groep Beperk. Tesenfees geld. Is it secure? Yeah, it's secure. Are you sure? Trust me, my guy. Okay, let's go. Don't let your investment slip through your fingers. Invest with a partner you can trust. Everest Wealth, the power of consistency. The cost of living crisis in South Africa has really affected us. The children have to wear hand-me-downs. Okay, let's see if it fits. I can't wear this. It's way too big. We've cut back on luxuries. Toilet paper's finished. We've even had to improvise in terms of entertainment. Kick the ball, damn it! It's time for my soaps. It's the big wedding episode. Okay, kids. We're changing the channel. All of that, and we struggled to pay our bills. Until we contacted Debt Rescue. They offered us debt consolidation without a loan. We have one monthly payment, and now we pay only what we can afford. Now things can get back to normal. The wedding, it's off. Debt Rescue. Pay what you can afford. So the missus told me to get my ducks in a row and start doing some work around the house. So I'm here at my local paint trade. Hey Tiny, how's the kids? I'm a busy man. Luckily, they have everything I need under one roof.
I wasn't born yesterday. I know quality. That's why I choose their ProMac range. It's a quality paint because their paint spreads further. So get yourself over to Paint Trade Boots. They turn painting projects into child's play. Dis so 3 minute voor 7. Goeiemôre, good morning. Nou ja, baie mense is bekommerd oor vandag se kinders, maar vandag se kinders word deur vandag se ouers grootgemaak. Die boek Ewige Beginsels om suksesvolle kinders groot te maak verpak 5 basiese beginsels wat ouers sal help met om grondliggende waardes aan hulle kinders oor te dra. Die boek is oorspronklik geskryf deur Javo Roosenoff en vertaal in Afrikaans vir Lig en Duisend Uitgewers deur ons volgende gas, Dominee Skalk Strauss. Skalk, goeiemôre. Môre Pieter, baie dankie vir die geleentheid. Dit is so lekker om jou hier te hê. Waar het jy nou vir die eerste keer met hierdie boek te doen gekry? Pieter, ons is maar altyd op die uitkyk vir publikasies wat ons kan vertaal in Afrikaans. En een van my kollegas het hierdie boek gelees en hy het hom toe aan my voorgestel en gesê, maar dalk is dit een wat ons moet by Lig en Duisternis moet uitgee. En dis hoe die boek op my radar verskyn het en ja, toe ek hom begin lees het, natuurlik, die boek is eintlik oorspronklik in Bulgaars geskryf, so my Bulgaars is nou nie so goed nie, maar ek het hom uit Engels, uit die Engelse weergawe uit vertaal, maar 'n mens werk daarom maar saam met die skrywer ook en hy, as dit so hier en daar 'n bietjie vir jou moeilik is en jy weet nie presies wat hy bedoel nie, kan jy daarom met hom gesels en vir hom vra wat bedoel hy daarmee. En hoekom was dit ook vir jou belangrik om hom van die Engels na die Afrikaans ook in te vertaal? Weet jy Pieter, by Lig en Duisternis Uitgewers het ons die slagspreuk kyk hoër, delf dieper en sien meer. Jy weet, ons leef in 'n samelewing wat eintlik so oppervlakkig is in 'n sekere sin en baie keer so in die horison kan vaskyk en dit maak ons hopeloos want ons het geen motivering eintlik om meer aan te gaan nie. Terwyl as ons bietjie hoër kan kyk en daarvoor het jy nodig om dieper te delf, dan sien jy meer. So ons gaan soek na publikasies en stof en materiaal wat ons aan mense kan bied wat juis vir hulle kan help om dit te kan doen. Maar nou ken ons ook ons volkie. Ons weet hulle lees nie graag die Britse taal nie, so ons probeer om goeie materiaal, behoudende materiaal, Bybelgetroue materiaal in Afrikaans vir hulle te vertaal en dan so aan te bied. En die voordeel van dit is, dit gee ons die geleentheid om boeke wat regtig internasionaal baie goed doen, uiteindelik ook aan te bied vir ons mense en dit vir hulle toeganklik te maak. Want interessant genoeg, jy het ook so vinnig genoem dat hy in Bulgaars of Bulgarije ook baie suksesvol was. Ja, die boek is daar het al meer as 20,000 kopieë verkoop. Nou jy moet verstaan, Bulgarije kom uit 'n baie sterk kommunistiese agtergrond uit, baie sterk kommunistiese en sosialistiese denkraamwerk. En maatskappye wat nou ewe skielik die vrye markstelsel betree en daardie beginsels wil toepas, het hierdie boek gevat en gesê, maar dis presies wat ons nodig het en hulle het dit gekoop by die duisende vir hulle werknemers en dit vir hulle kinders gegee om te lees, want hulle het gesê, dis die beginsels wat nodig is om regtig van hulle kinders 'n sukses te maak. So het Roosenoff sy eie ervarings en dinge neergepen toe hy ook nou 'n pa geword het, of wat is die agtergrond van die boek? Ja, hy het natuurlik, hy sê ook in sy voorwoord dat hy is natuurlik soos enige ouer mag gekonfronteer met die uitdagings van ouerskap en hy is 'n entrepreneur. Jy weet so, hy het vanuit sy entrepreneuriese agtergrond uit het hy begin dink oor hierdie goed, maar hy is ook 'n Christen. En dit het hom gehelp en gesê, maar reg, wat is die basiese beginsels wat uiteindelik in die onderbou is en wat ek vir my kinders behoort oor te dra sodat hulle goeie gereedskap het en nie net afgerig word om sekere goed op sekere maniere te doen nie, maar uiteindelik vir hulle self kan dink en as vry mense in die wêreld kan leef. Hoe en waar begin hy? Wat se beginsels het hy uitgelig? Want ek dink daar's so baie, jy kan nie net sê hier's 3 of 4 of 5 nie. Ja, wel hy het nou die 5 basiese beginsels uitgelig. Dinge soos vryheid en rentmeesterskap en wetmatigheid en oorsaak en gevolg en natuurlik tyd en hoe 'n mens tyd hanteer. En 'n mens sou seker kon argumenteer dat daar ook ander beginsels is, soos byvoorbeeld dissipline ensovoorts, maar ek dink baie van daardie ander beginsels val eintlik onder hierdie 5 hoofopskrifte. En die lekker ding is van die boek is, hy het verskriklike goeie voorbeelde wat hy gebruik, nie net uit sy eie agtergrond en sy eie leefwêreld uit nie, maar veral uit ander tradisies uit ook wat hy inbring. Veral die Joodse tradisie nogal interessant genoeg. Ek vermoed hy moet iewers 'n bietjie Joodse invloed hê, maar hoe hy sal verduidelik hoe die Jode dinge gedoen het en wat ons daaruit kan leer as Christene ook in die manier hoe ons
ons kinders grootmaak. Nou kom ons bespreek hulle net so vinnig hierdie beginsels. Die eerste een wat vryheid aanbetref. Ja, vryheid is 'n sensitiewe onderwerp vir ons, nee. Nou vandag is nou jeugdag, maar ons hou daarvan om te praat van konsentrasiekampdag, want vandag is ook die instelling toe Lord Milner die verskroeide aardebeleid ingestel het op 16 Junie. En ons weet wat gebeur het, daar's ook 'n groep jong mense, kinders en vrouens wat toe in konsentrasiekampe gesit het. So hoekom ek dit sê is maar net ons volkie ken iets van die stryd rondom vryheid. Maar moet nou nie 'n fout maak nie, wat hy oor vryheid skryf het min te doen met politieke vryheid, maar hy skryf wat is die basiese beginsel van vryheid, en vryheid gaan daaroor om vry te wees onder die heerskappy van God, om vir jouself te kan besluit. Jy weet, en ons leef eintlik in 'n wêreld waarin ons nie toegelaat word om dit te doen nie. Kan ek 'n stukkie voorlees uit die boek uit, waar hy bietjie skryf oor Israel se situasie, en dan hoor net hoe hoor ons onsself in Suid-Afrika hier. Nou ons ken hierdie gedeelte eintlik in die Bybel baie goed, maar nou hoor hoe beskryf hy dit. Ongeveer 3400 jaar gelede het daar 'n volk aan die oewers van die diep waters van die Nylrivier gewoon, in een van die welvarendste en vrugbaarste gebiede van Egipte. Hulle het die een ding gehad wat moderne volke die meeste begeer: sekuriteit. Vir hulle was daar absolute werksekerheid en gesondheidsorg en onderwys en voedsel was voor die voet gratis. Hulle het nou wel nie vryheid gehad nie, maar in ruil daarvoor het hulle 'n vlak van lewenssekuriteit gehad waarvan vandag maar net gedroom kan word. Volgens hedendaagse standaarde was dit die volmaakte samelewing gewees. So, dis eintlik ironies, snaaks genoeg is dit hoe ons mense vandag dink. Alwaarvoor ons werk is daardie soort sekuriteit, terwyl ons eintlik bereid is om 'n klomp van ons vryhede, ons godgegewe vryhede eintlik prys te gee in ruil vir hierdie soort slawerny. Wat die volgende enetjie aan dan betref is rentmeesterskap. Ja, nou rentmeesterskap ken ons, dit gaan oor die vermoë om verantwoordelikheid te neem vir die hulpbronne wat aan 'n mens toevertrou is. Jy weet, as 'n mens kyk na moderne ouers, dan is dit altyd vir my opvallend. Ek weet daar's omstandighede. Ek meen ons leef nie meer in sulke veilige omstandighede soos wat ons dalk groot geword het toe ons kinders was en jou pa vir jou gesê het, man, klim op die fiets, jy moet by die rugbyveld uitkom en jy moet self daar uitkom. So vandag doen ons alles vir ons kinders want ons wil hulle beskerm, ons wil hulle veilig hou, maar ons vat dit eintlik baie verder. So ons pak hulle kosblikke vir hulle. Ons vra vir hulle, het jy onthou om jou kosblik in jou tas te sit? En as hulle hom nog steeds by die huis vergeet het, dan sal mamma gou-gou in die kar spring en Boetie se kosblik skool toe vat. Want Boetie kan nie sonder kos bly by die skool nie. Maar Boetie word nooit geleer om verantwoordelikheid te neem vir dit wat eintlik sy verantwoordelikheid was in die eerste plek nie. Hy moes daardie kosblik gepak het. Hy moes gesorg het dat hy in sy tas is. Hy moet sorg dat sy huiswerk gedoen word. Maar wat doen ons nou? Ons bel die juffrou en sê, "Ag, Boetie was gister so moeg geweest. Hy kon nie by sy taak uitgekom het, hy kan 'n uitstel kry." So dit gaan oor daardie verantwoordelikheid om kinders te leer om dat vryheid ook met verantwoordelikheid kom. Maar weet jy wat? As ons dit nie vir ons kinders leer nie, dan sê Rusinov in die boek, dan maak ons eintlik goeie kommuniste groot. Want wat doen hulle as hulle uiteindelik uit die skool uit is? Hulle gaan soek 'n groot ouer wat al hierdie goed vir hulle gaan doen. Hulle wil geen verantwoordelikheid vat nie. Hulle wil net hê alles moet vir hulle gebeur en alles moet hulle in skoot val. Right, kom ons vat die volgende, ons tyd is besig om uit te hardloop skakel. Die volgende is wet. Ja, wet gaan eintlik, kyk, ons leef in 'n samelewing waar morele standaarde en dit wat eintlik vir ons bepaal wat reg en verkeerd is, baie gerelativeer word deur mense. Elkeen se waarheid is mos maar deesdae sy eie waarheid nie waar nie. Rusinov herinner ons en sê nee, maar daar is 'n hoër morele kode en dit is die wet van die Here. Hy is uiteindelik in beheer en hy het dit vir ons gegee en ons moet ons kinders ook leer dat hulle aan daardie standaard gehou word en dat daar ook konsekwensies is as 'n mens dinge verkeerd doen. Dink byvoorbeeld op 'n rugbyveld. Hoeveel keer speel kinders nie, dan kry die kinders 'n geel of 'n rooi kaart, dan gaan sit hulle nou daar op die stoel waar hulle nou moet wag en dan kom die afrigter by hulle en sê, "Ag, toe my man, hy skeieregter weet nie waarvan hy praat nie." En eintlik leer ons nie vir hulle om verantwoordelikheid te vat en hulle self aan 'n hoër standaard te hou van wat reg en verkeerd is nie. Dis 'n lekker voorbeeld wat jy daar gebruik het, né? Volgende ene is oorsaak, gevolg. Oorsaak en gevolg, ja, hy skryf in die boek en sê jy moet verstaan, dit is soos wetenskap. Nee, vir elke aksie is daar gelyk en 'n teenoorgestelde reaksie vir 'n mens. En 'n mens moet jou kinders leer dat daar 'n verband is tussen dinge. Byvoorbeeld, dit wat jou
wat jy insit, dit wat jou vermoëns is en dit wat uiteindelik gebeur. Want uiteindelik is dit maar weer daardie ding van dinge gaan nie net in jou skoot val as jy nie hard werk nie. Nee. Iemand het gesê harde werk klop altyd vir talent as talent nie ook hard werk nie. En ek dink dit is wat hy in daardie beginsel vir die kinders wil leer. En dan laastens tyd. Tyd is 'n belangrike een want tyd beïnvloed hoe ons oor tyd dink en ons tydsingesteldheid is nogal 'n belangrike manier hoe ons in die lewe uiteindelik gemotiveer word om dinge te doen. So hy bespreek 3 tydsperspektiewe. Die eerste, jy kry mense wat verlede georiënteerde mense. So dis mense wat altyd sal sê, ag jong, weet jy wat, in ons dae was alles soveel beter gewees en as ons maar net kan teruggaan na hoe dinge was, dan sal ons soveel beter vaar in die samelewing. Maar daardie ouens het geen motivering om iets nuut te doen en innoverend te wees nie waar nie, want hulle verlang eintlik maar net na die verlede. En dan kry jy hede georiënteerde mense. Dis baie keer mense wat dikwels aan verslawing daarin uitgelewer raak. So want hulle leef net vir die oomblik. Dink aan jou kinders, jy stap in 'n winkel in, toe my kinders klein was het dit een keer gebeur, dan koop hulle nou vir hulle iets, dan kom hulle by die kasregister en hulle wil betaal, dan het hulle nou klein geld, dan sê hulle vir my, wat kan ons nog koop? Hulle dink nie daaraan om daai geldjie te bære vir later en te spaar nie. Nee, en dan kry jy toekomsgeoriënteerde mense wat natuurlik leef met 'n toekomsperspektief en as gelowiges, as Christene het ons 'n baie sterk toekomsperspektief en daarom hoef ons nie in die oomblik bevredig te word nie, want ons bevrediging is uiteindelik in die toekoms. Waar gaan ons oral hierdie boek kan kry om onder oë te kan kry? Weet jy Pieter, hy is beskikbaar op ons webblad www.liginduisternis.co.za. Hulle kan hom sommer aanlyn daar bestel. Hy kos, as ek reg is, ons gaan al daai details kry. Ons moet groet. My vriend, baie dankie vir die kuier. Ek kan nog 'n uur met jou gesels hieroor, maar onthou hierdie gesprekke is ook later op ons YouTube kanaal. Ons kuier nou weer verder.
Jy kyk na Goeiemôre, Good Morning en dit is nou tyd vir 'n bietjie musiek. Pieter gesels met die sanger Lisa Nel oor haar nuwe enkelsnit Moes, maar ek moenie. Dis so lekker om jou hier te hê, Lisa. Baie welkom. Goeiemôre, good morning. Goeiemôre, good morning, Pieter. Ek het vanmôre so tong in die kies gesê, daai liedjie herinner my dalk aan my aftyd wat ek gebruik het om rugby te kyk hierdie naweek. Jy moenie kyk nie. Ek het toe nou, maar dalk moes ek nie. Hoorie so baie geluk. Jy en Rieke het ook nou onlangs julle 12de huweliksherdenking gevier, né? Dankie Pieter, 12 jaar, kan jy glo? Getroude 12 jaar, ja. Hoe lekker is dit? En waarvoor is jy dankbaar as jy so terugkyk op hierdie lekker tyd in Ek dink die feit dat ons liefde gevind het en nie opgee op dit nie. Want ek dink is in vandag se tyd makliker vir die mense om net te gaan, ag, hierdie werk nie, ons beweeg aan. En daar was tye gewees wat ek en Rietjie maar ook lekker kon vassit, maar ons werk deur dit en dis vir my die mooi daarvan. En ek moet sê, ek dink jy praat van die tye. Twee kunstenaars onder een dak kan seker nie altyd lekker wees nie, maar tog ook op 'n manier baie lekker wees. Ek dink mense het so 'n bietjie van 'n wanpersepsie, want ek dink hulle dink ons sit heeldag in die huis en hy sereneer vir my en hy speel gitaar en ons sing vir mekaar. Dis eintlik glad nie dit nie. Ek dink wanneer ons by die huis is, dan wil ons net ons ore so bietjie laat rus van die musiek. Maar ja, dis lekker, dis opwindend. Gelukkig is ons albei nogal mense wat hou van roetine en hou van seker tipe goed. So ek dink dis hoekom dit dalk werk. Daai persepsies daarom nee. Jo, jy's baie gelukkig. Rieke sing vir jou in die aand. Selfs met my en Lotie. Maar hy sing seker. Ja, dit is glad nie die geval nie. Hoorie en oor die jare het ons ook almal is ondertaal vir jou gesien met een van die kroos op die heup terwyl jy dalk 'n show doen en so. Hoe lyk hulle met die musieke? Ag, Pieter, ek moet vir jou sê my kinders is gek oor musiek, regtig. David is heeldag besig om dromme iewers te speel en iets te doen en Lisabella sing die heeltyd en sy maak al haar eie liedjies op. En dan sing sy so bietjie Engels en dan sing sy Afrikaans en ag ja, dis oulik, hulle is regtig gek oor musiek. Hoorie, maar dan was julle ook 'n lekker span wat onlangs in Europa gaan optree het, né? Waar was julle presies geweest? Dit was baie lekker geweest. Ons het begin in Dubai, toe gaan ons Amsterdam, Dublin, Manchester en Londen. Ek is jaloers. Baie dankie dat jy by ons kom kuier het, Lisa. Dit was Dit was so lekker, regtig. Die mense daar is so uitgehonger vir musiek, is uitgehonger vir Afrikaanse musiek. En dit was my mooi geweest om te sien hoe hulle dit vat en hoe elkeen van hulle 'n storie het en hoe erg dit eintlik maar vir hulle is om daar te moet wees. Want meeste van die mense wat daar is nie daar omdat hulle besluit het, ag, dit is nou lekker, ek gaan nou trek nie. Hulle is daar omdat hulle moes gaan of hulle dalk nie werk gekry nie of iets het gebeur met hulle families in Suid-Afrika of iets soos dit. So dit was vir my hartseer geweest om al daai mense se stories te hoor. Maar elkeen van hulle, Pieter, sê hoe hulle verlang na Suid-Afrika. En dit het net weer vir my bewys dat ons het 'n ongelooflike land. En die mooi wat ek gesien het van al die plekke waar ek was, dit kom nie vir my naby ons Bosveld nie, ons see, so ja, ek is baie gelukkig. Toe maar jy sit met 'n man wat eerstehandse kennis daarvan het. Ja. Maar dit was seker lekker om te sien, ook verrassend om te sien hoe baie Suid-Afrikaners daar is. Dit was verskriklik geweest. En in my kop dink ek, hulle is soos 'n klein community, dat hulle al die Afrikaanse mense wat daar bly, kuier saam en braai saam en bly soos in een plekkie. Dis glad nie die geval nie. So vir hulle om ook by mekaar te kom met so 'n event is ongelooflik en dit was so lekker om dit te sien. En een van die mooiste goed wat ek gesien het is elke aand het ons almal afgesluit, dan het ek, Brendan, Elandra en Rieke saam op die verhoog Harde Kole gesing. En daar was nie een droë oë in die gehoor nie. Almal het gehuil, trane, groot mans wat die trane so afvee. En dit was net vir my mooi gewees om te sien wat weer eens musiek kan doen aan mense. Hierdie jare was daar ook hoogtepunte, laagtepunte. Daar was soms snaakse goedjies wat gebeur het. Ek onthou, daar's 'n storie toe jy jou vorige enkelsnit. Ja, Roy, toe ons om uit die radiostasie. Ja, wat het gebeur daar? Ag, Pieter, ek weet nie wat daar gebeur het nie. Daar was een of ander iets wat verkeerd gegaan het met die aftrek van die so wat gebeur is. Daar's 'n producer wat 'n liedjie produce. En dan word hy gestuur na die platemaatskappy toe en dan moet hulle dit stuur na radiostasies, TV, daai tipe van goed. En iewerster het iemand hom of verkeerd opgelaai of verkeerd afgelaai. En in die het niemand regtig geluister nie en ek sit die oggend in 'n radio onderhoud. En
jy weet as jy in die ateljee sit en die liedjie speel, maar nou het jy jou oorfone op en ek tog, nee wag, iets is verkeerd en ek haal dit af en ek luister, nou kan jy dit so hoor. En ek tog nee, wag, hierdie is nie. En ek sit weer my oorfone op en ek sê toe, maar toe speel die liedjie nou al klaar op die radio. Was dit toe 'n liedjie van jou? Ja, dit was Roy, my vorige enkelsnit gewees. En ek sê toe hoorie, daar's iets grootes fout met hierdie liedjie. Dit klink nie reg nie. En die vroutjie met wie ek die onderhoud te doen sê vir my, nee, maar dit klink reg op die radio, dit klink net dalk verkeerd hier in die ateljee. En ek tog asseblief laat dit die geval wees. En toe ek in my kar klim op pad huis toe kry ek net boodskap na boodskap na boodskap wat sê, wat gaan aan met jou stem? Want toe wat gebeur het, is die liedjie het toe so gedruk, so my stem het Soos 'n so kaset wat in die ou dae lank in die son gelê het. Presies dit. En ek het obviously gehuil, want dit was vir my verskriklik erg geweest. Maar ons het dit daarom so 'n bietjie probeer regstel. Ons het so 30 of wat sekondes voordat ons moet advertensiebreek toe gaan, net so in kort die nuwe enkelsnit. Moes maar ek moenie. Ek is verskriklik bly dat ek kon skryf op hierdie liedjie en dit gaan basies maar net eintlik oor dat almal verdien liefde en almal is geregtig op liefde en as jy dit kan vind, is dit mooi want ek was baie okay voor ek my man ontmoet het, maar ek's baie beter met hom by my. En ons kan nie wag om daardie spiksplinter nuwe enkelsnit net hierna ook te kan beloer nie, né? Baie dankie Pieter. Jy moet nêrens heen gaan nie, want net hierna gaan ons na Lisa se nuwe musiekvideo van Moes, maar ek moenie kyk. Jy's ingeskakel by Goeiemôre, Good Morning. As ek vir Appel in een woord kan opsom, legend. Hy's talentvol. Hy's lief vir diere. Alle diere. Hy is 'n jagter. Hy ry altyd die coolste bakkies. En by sy shows ek sou wat wou gee om in sy skoene te staan. Hier sal jy boer. What seems to be the problem? Where do I even start? Here we go. It's all my fault again. Well, whose fault is it then? Am I supposed to do anything with you nagging my ears the whole time? Or maybe someone doesn't have the right tools to do the job. There's nothing wrong with my tools. Right, banging away all weekend. He couldn't even get it up. Have you considered getting a third party involved? Sometimes you need to call the professionals. From kitchens, closets to bars and bathrooms. Don't try and do it yourself. Universal Kitchens and Granite. We'll help you get it up. Oh, Jan, the power's out, but this has got me fully charged. Papa, what are you doing? Those are solar panels. Switching to solar can feel overwhelming. Voltex makes it simple, with a wide range of renewable energy solutions that will suit any household. I got power! I'll take your power! Voltex, your electrical connection. When was the last time you looked at your plants and said, thank you? Thank you. You keep me chilled out in the heat. Thanks, plants. Make me appreciate the earth under my feet. Thanks, plants. You bring some joy and life into my home. And you're more affordable than expensive art, but just as beautiful against my wall. Thanks, plants. You're a reason to say, hey, thank you, plants. And add some vitamins to my plate. Thanks, plants. You're a get out of jail free card when I had one too many at the bar. Thank you, plants. And on top of everything, you even clean my air. So thank you, plants, for always being there. We as Stark Airs and Plantland say, thanks, plants.
Welkom terug. Ons kyk nou na Lisa Nel se nuwe musiekvideo van haar enkelsnit Moes maar ek moenie. Pragtig, Lisa Nel met haar spiksplinternuwe ene. Moes maar ek moenie. Moes. Ek het myself nou al deurmekaar met hierdie rek weer nie ding. Ek moes maar ek moenie. Baie lekker liedjie nou, kan sommer sien jy love hierdie song. Baie dankie. Ja nee, ek hou baie daarvan. Dit gee ook bietjie daai voel vir my wat iewers in Montana, jy weet, oor see of Colorado of so. Dis presies wat ek wil hê die mense moet voel. Ja, daai Yellowstone gevoel. Dis presies dit. So ek het hom raak geëien. Jy het hom raak geëien. Eintlik moet jy dit nou dra en sê ja man, dis toe ons nou teruggekom het van Europa af. Toe gaan ons 'n draai, maak ons 'n draai daar ja. Ag, ek weet nie toe ek hier iewers in Pretoria. Hoorie en Riandi, sy het jou ook 'n bietjie gehelp met die styling en goeders. Dit was vir my so ons het eintlik Rikus hulle het 'n dingetjie wat hulle doen op YouTube. En sy was eendag 'n gas van hulle gewees. En ek kom toe daar aan en ek begin toe met haar praat en sy praat toe en toe snap ek dat haar styl is eintlik presies wat ek wil hê vir die musiekvideo. En ja, dit is vir my lekker om te kan sê sy het my rok gemaak. Kyk, Enrique smile ook natuurlik breed vir die volgende 12 jaar wat wag. Jy het bietjie been gewys daar man. Ek het in een van my video's gesê ek het nie Karlien se bene nie. Ek wens ek het haar bene gehad want ek dink nie enigiemand het daai bene nie. Maar ek het so bietjie gewys, net so bietjie. Nee, baie dankie, maar ek wil ook net sê Vadersdag was vir my en verseker soveel ander goed want ek het een van jou gehoor, maar ek het 3 van jou gesien op die stadion. Ja, ou Pieter, jy moet nie so baie drink nie. Daar is 3 van my. Manne, Rikus, dis 'n voorreg gewees om my aand voordat ons nou hierdie video kon kyk, 'n bietjie te kon kuier. Hoorie, ons het jou ook leer ken in die verhoogproduksie saam met Bobby. Ja. Nou jy praat van Karlien ook wat liefling was destyds en ek onthou die oogies het geskitter en dit was 'n amazing ding om saam met hom te kan werk. Ja. In teenstelling met Irene Louise van Wyk wat onlangs saam met hom 'n video gemaak het jy en Bobby daarom gesoen. Ons moes soen, Pieter. Dit was deel van die verhoogproduksie. Ja, Shaman, dis ook nou al 14 jaar terug, nê? Dis so lank terug. Dit was een van die lekkerste gebeurtenisse in my lewe gewees. Dit was regtig. Ons was elke aand uitverkoop, 1000+ mense gewees wat die verhoogproduksie kom kyk het. Dit was regtig so lekker. En vir my, een van my grootste lekkerte van dit alles was, ek kon nie verhoog met Sonja Harold deel, want sy is net 'n absolute legende. En tot en met vandag toe, 14 jaar later, kry ek elke dag op my verjaarsdag 'n boodskapie van Tannie Sonja af wat sê, geluk met jou verjaarsdag. Dan huil ek snot en trane. Ons gaan jou baie op die verhoog sien, nog enige verhoogproduksies dalk wat wink, of kan ons maar die naam uitgooi en sê, Lisa. Asseblief sê vir die mense, ek is beskikbaar vir dit. Ek sal dit graag weer wil doen, ja. Baie geluk met jou nuwe liedjie en dankie, ek weet hy's op al die platforms en die dinge en ons sien uit daarna om net meer van jou te sien en te hoor. Baie dankie, dit was 'n groot voorreg om hier te kyk. Stuur baie groete vir Rikus. Ek gaan vir hom sê, hulle kyk by die huis. Sê vir hom, volgende kuiertjie is jy ook hier my ou vriend. Ons sal seker maak dat Studio C 'n groot vuur het. Laat ons lekker kan sing en bring julle Fandamily. Dit was dit vir môre. Dit was dit, Pieter, en ek kan daarom ook sê Tannie Sonja het vir my ook 'n boodskapie gestuur Saterdag. So ons is baie dankbaar en lief vir haar. Nou onthou, jy kan op Goeiemôre Good Morning adverteer, stuur net vir ons 'n e-pos na sales@creatorsway.co.za vir meer inligting. Dis al van ons kant af, maar ons sien julle môre weer. Geniet jou jeugdag. Nou ja, ons almal weet die manne in jou lewe word nooit regtig groot nie. So ook sal ons vrouens en ma's nooit ophou sorg nie. Ophou wonder nie. Is daar voldoende voorsiening gemaak vir eendag? En wie gaan die boedel hanteer? Eksekuteurs, want boedels en testamente is wat ons doen. Besoek eksekuteurs.co.za of kontak jou finansiële adviseur. Eksekuteurs, versekerheid tydens onsekerheid. We celebrate great achievements by extraordinary South Africans so that we can inspire our youth and then we want to empower them to reach their full potential. We are yet to celebrate history. He who has a big enough why can bear with any help. They will leave behind a legacy. We will never stop creating hope for our future generation.